Dan ook verlede Sondag se preek waar ek gesê het, volg die broodkrummels. En dan ook vanoggend se boodskap wat gaan oor die bloed bewaar jou van die verderwer. Nou ek gaan vanmôre, ekskuus Matilda, ek gaan vanmôre 'n bietjie anders doen as wat ek voorberei het. Arme Matilda, ons het so mooi deurgegaan en die Heilige Gees lei my nou op 'n ander plek. Broers en susters, ek wil met u praat rondom die verse wat in Eksodus 12 vers 13 en 23 staan, maar ek wil eers vir jou 'n storie vertel. Die storie van Moses wat in die woestyn was en die Here het vir hom gesê, ek roep jou hier uit die woestyn uit, want jy moet my volk gaan uitlei uit Egipte land uit. En Moses het gesê, Here, ek kan nie eers praat nie, ek is 'n moordenaar in Egipte, wat gaan hulle met my doen? Hulle gaan my doodmaak. En die Here sê, Moses, ek sê vir jou gaan, ek gaan Aaron gee om vir jou te gaan praat. En Moses het gegaan, het in Egipteland ingekom, en die Israeliete het vir hom gesê, jy kom terug? Waarvoor kom jy terug? Hy sê, want die Here het vir my gesê, ek moet na Farao toe gaan en vir hom sê, laat my volk gaan. En hulle sê, Farao gaan nooit na jou luister. Hy sê, nee, die Here het dit ook vir my gesê. Hy het gesê, Farao se hart gaan verhard word, en hy gaan nie na my luister nie, maar God het gesê, daar gaan 'n dag kom, wat ons gaan oppak, en uit hierdie land uit gaan na die beloofde land toe, vry van slawerny. Die bloed gaan ons bewaar van die verderwer. En Moses het gegaan na Farao toe, en vir hom gesê, Farao, die Here sê, en natuurlik het Farao hom absoluut niks gespreek aan die Here, want hy het geweet wie die Here is nie, en hy het geen ontzag gehad vir die God van die onmoontlike nie. Niks. Hy het afgode gedien, en sy towenaars en almal wat baie beter goed gedoen het, het hy geglo. Maar die Here kom en hy werk deur Moses en hy stuur 'n klomp plane. Ek gaan nie die pla noem. Matilda, jy hoef nie die verse vir my op te sit vanoggend. Die Here lei my op 'n ander pad. Die eerste plaag wat gekom het was water wat in bloed verander het. Die tweede plaag was paddas. Imagine as paddas die hele land oorneem. Die derde een was muggies. Die vierde een was steekvlee. Die vyfde een was pes onder die vee. Die 16 was swere. Die 7de was haal. 8 was sprinkane. Die 9de was 3 dae van duisternis. En by die 10de een wil ek so 'n bietjie by stil staan, die dood van die eersgeborene. En elke keer wat hierdie plaag gekom het oor die land, dan het die Egiptenare gelei onder die plaag, tot die koning gesê het, Farao gesê het, kom asseblief vat die plaag weg, en sal ek jou volk laat trek. Dan kom Moses, dan kom die Here, en hy vat die plaag weg, en sê Farao, julle gaan nêrens heen nie. Maar met die laaste een, het die Here spesifieke opdrag gegee, hy het gesê, elke Israeliet, elkeen wat uit die land gaan uittrek, met 'n lammetjie slag. En julle moet dit gaar maak. En julle moet die bloed aan die deurposte van julle huis verf. En julle moet daai lammetjie heeltemal opeet, en julle moet reg staan met julle klere reg, want julle gaan trek. En 'n ou klein seentjie word die nag wakker en hy hoor sy pappa is besig. Hy sê, pappa, wat maak jy? Hy sê, my seun, die Here gaan ons uit die land uit wegvat na die beloofde land toe. Ek gaan die lammetjie slag en dan gaan ek die bloed aan ons deure van ons huis verf. Want die Here het gesê, die engel, doodsengel gaan kom en al die eersgeborenes gaan sterf. Maar die huise waar die bloed dan is, sal hy verbygaan. En die seentjie sê, pappa, regtig 'n lammetjie? Moet 'n lammetjie nou regtig doodgemaak raak sodat die engel kan verbygaan? Die pappa sê vir hom, die Here sê so. Ek lees vir in Eksodus 12 vers 13. Maar die bloed sal vir julle 'n teken wees aan die huise waarin julle is. En as ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan. En daar sal geen verderflike plaag onder julle wees, wanneer ek Egipte land tref nie. Vers 23.
Want die Here sal deurtrek om die Egiptenaars swaar te tref. Maar wanneer hy die bloed sien aan die bootdrempel en aan die 2 deurposte, sal die Here by die deur verbygaan en die verderwer nie toelaat om in julle in huise in te gaan om te slaan nie. Familie, dink gou vir 'n oomblik vir jou die prentjie, dis Egipteland, almal is rustig en kalm, dis slapenstyd. Die Israeliete staan reg, aangetrek, hulle sakke reg, skoene aan hulle voete, swaarde, hulle is reg, hulle gaan nou trek, hulle glo dit, hulle weet dit nog nie gehoor nie, maar hulle glo, want Moses het vir hom gesê, vandag gaan daai engel kom, en Farao gaan vir ons smeek om uit die land uit te trek. En skielik in die nag, val daar 'n duisternis oor Egipte. En in huise, verskillende huise, begon daar 'n vroue uitroep en begin skree, my kind is dood. My kind is dood. En het begin deur die Here Egipte geskree word. En Farao hoor dit en hy vlieg op en hy hardloop na sy eersgeborene se kamer toe. En sy eersgeborene is dood. Maar in die huise van die Israeliete leef al die kinders, want die bloed is aan die deurposte geverf. Die verderwer het by hulle verbygegaan. En Farao raak toe vir Moses, hy sê, vat jou mense uit hierdie land uit, want julle bring net vir ons moeilikheid, ons wil julle nie meer hê nie, so vinnig wat julle kan trek hier uit. En die Egiptenare sê, hier is goud, hier is juwele, hier is goed, wat het julle nodig? Geen net pad uit ons land uit, want julle bring vir ons moeilikheid. Eers moes ons deur al die plaas sit, en nou is ons kinders dood, ons wil julle nie meer hê nie, julle is net moeilikheid. En hulle jaag hulle uit Egipteland uit. En Moses stap voor, hy sê, kom ons gaan. En hulle loop. En soos hulle stap, begin hulle sing van blydskap, want die Here het hulle verlos van die slawerny wat in hulle vasgevang is. Broer en suster, hier sit mense vanmôre, wat as ek hulle geleentheid gee, kan vertel, van hoe die bloed hulle verlos het van die slawerny waarin hulle vasgevang was. Ek ken mense wat se lewens radikaal verander het, van slawerny vasgevang wees in die bondages van die wêreld, maar toe die bloed oor hulle vloei, toe hardloop die verderwer van hulle af weg, moeg en moedeloos, want daar staan geskrywe. En hulle kom voor die Rooi See, en hulle sien die Rooi See, en hulle kyk, en hier kom die Egiptenaar, en tussentyd het die Farao so vererg en gesê, gaan haal daai mense terug, ek gaan hulle nou erger laat werk, of maak hulle dood, ek soek hulle net nie. En hulle staan hier in die middel, daar kom die Egiptenare, hier is die Rooi See, wat maak ons nou? En hulle gaan na Moses toe, en hulle sê, Moses, wat het jy gedoen? Jy het ons uit die land uitgelei, jy het ons uit die vleispotte van Egipte weggevat, nou staan ons hier, hulle gaan ons doodmaak, waarvoor alles? Maar Moses sê, daai selfe bloed, wat julle van die verderwer beskerm het, gaan julle help deur die Rooi See. En hy roep God aan, en daar kom 'n hand, en hy skuif die see so oop, en hulle stap deur die see aan die kant uit. Dieselfde bloed. Vandag, broers en susters, is daar 'n ander manier waarop ons hierna kan kyk. Daar is ander plaae wat in ons land is op die oomblik. Daar's ander afgode wat ons aanbid. Daar is ander dinge en toestande waarmee ons in aanraking kom, wat die verderwer wil steel by ons. Wat steel hy? Hy steel jou vreugde, jou blydskap, jou finansies, jou werk, jou huwelik, jou verhouding met jou kinders, jou verhouding met jou medebroer en suster in die gemeente. Hy kom steel dit, en hy sê, did God really? En hy misleiding kom hier in jou gedagtes, en jy begin eerder die goed glo wat in jou gedagtes kom, as wat jy gaan kyk na wat sê, maar die bloed sal julle bewaar van die verderwer. Ons kies dit. Ek wil vir jou 'n storie vertel vanoggend van een van my sissies,
vir my vertel het, sy sê, pastoor, ek was baie bang gewees vir alles, nou ek weet, sy was so bang vir alles. Enig ding was sy voor bang. En dan sy goeders gesien en mense gehoor en sy het geglo as die motor net daar onder in die straat bietjie iets erg toe, dan gaan haar iemand hulle kom aanval en al hierdie goed gebeur. En sy sê vir my, op 'n stadium vir my, pastoor, ek is so bang, ek sê, weet jy wat, lees Psalm 91 in die aande voor jy gaan slaap. Die beskerming van die Here is oor jou. En verlede Sondag sê sy my, pastoor, ek wil jou iets vertel. Ek sê, kom vertel my. Sy sê, ek het gaan slaap die aand. En eer in die oggend word ek wakker van die honde wat verskriklik blaf. En ek was bang. Sy sê, en ek hoor 'n grove stem vir my sê, gaan lê, moenie opstaan nie. Sy sê, en ek gaan lê op my bed, maar ek kom 'n paniek oor my. Sy sê, maar toe onthou ek, die Heilige Gees herinner my, die bloed, was mos daar vir my. En die bloed beskerm my in die nag. En ek besef my, ek lees elke aand Psalm 91, hoekom is ek bang? Sy sê, en sy vat die Bybel en sy lees, en terwyl sy dit lees, kom die kalmte van die Here oor haar. En sy besef my, ek skuil by die Almagtige. Hy is my rots. Hy is die een wat sy bloed vir my gesterf het. Waarvoor sal ek bevrees wees? En sy raak aan die slaap. 4 uur die oggend gebeur dieselfde ding, die honde blaf weer. Maar sy sê, daar's 'n kalmte en 'n vrede oor my. 5 uur die oggend dieselfde ding gebeur, dieselfde ding. En die Heilige Gees sê, vir haar bid vir die veiligheid van jou omgewing. En sy begin bid vir die veiligheid van haar omgewing en die honde raak almal stil. En dan val 'n kalmte en 'n rustigheid oor hulle. Familie in vandag se tyd is die grootste verderwer in ons lewe, vrees vir dinge wat nooit gaan gebeur nie. Ons lees politiek, ons kyk na wat die mense sê, ons is die hele tyd op Facebook, ons is op WhatsApp, ons stuur al hierdie goed aan, maar ons is besig om vrees wakker te maak, in plaas van om vir mense te sê, die bloed van die Here sal jou beskerm teen die verderwer, en die een wat wil kom steel van jou, hou op om die wêreld aan te hang, en mense bang te maak met vrees, maar staan op teen vrees in jou lewe, en sê vir vrees, gaan by die deur uit, want daar staan geskrywe, die Here het my nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. Hy het gesterf aan hy kruis, sodat ek in oorwinning kan lewe, ten spyte van wat enige nie sê. God is groter as dit. Ons glo dit nie meer nie, ons leef dit nie meer nie, ons praat dit nie meer nie, ons praat vrees in mekaar se koppe in. En hoe meer ons praat, hoe groter word die goed wat ons praat. Maar daar staan geskrywe. Ek het verlede week gepraat oor volg die broodkrummels. Breek deur die mure en bou 'n brug na die kruis toe. Moenie toelaat dat hierdie goed jou lewe oorheers, die broers en susters. Daar's 'n taak vir ons as kinders van die Here in hierdie wêreld. Ek sê dit vir die baie, maar ons laat toe dat die wêreld en sy dinge ons weerhou van wat God eintlik vir ons wil doen. Ek lees 'n video hierdie week wat iemand vir my stuur van 'n man, hy's in sy vroeë 30's. Hy's getroud, hy het kinders. En hy en sy vrou se huwelik is nie lekker nie. Hy en sy kinders beklei, hy sukkel met die rebelle van die kinders in die skool. Hy sukkel met hulle. En die Here sê vir hom, staan 4 uur in die oggend op en doen jou Bybelstudie, jy is die profeet in jou huis. Die priester in jou huis. Die hoof van jou huis. Jy moet die voorbeeld vir jou familie stel. Hy sê, hy begin dit doen. Want gewoonlik as hy 4 uur wakker geword het, het sy selfoon gegryp en al die nuus gekyk en al die reels gekyk en al die goeders deur gekyk. Nooit by die Bybel uitgekom voor hy eers gaan werk het nie. Skaars die kinders opgestaan en beklei hulle. Hy sê, hy besef maar, verandering gaan net kom wanneer ons gedrag verander. Ons moet daai dissipline van daai stap vat en sê, nee, ek gaan 4 uur in die môre as die Here my wakker maak, gaan ek my Bybel vat en ek gaan Bybelstudie doen. Nie net lees en hom weer neerstaat, die letterlik uit jou bed uit opstaan, gaan sit by tafel met pen en papier en jou Bybel. Nie op jou foon nie, jou Bybel vat en hom begin blaai, soos ons in die goeie dae gedoen het. Maar nou op jou foon, as jy jou Bybel lees, kom maar 'n notification en jy sien, hier het iemand iets geplaas, nou wil jy gou eers gaan loer wat hulle gedoen het, en as jy lang kan nie meer by die stuk wat God wil jy moet lees nie. Hy sê, en so begin jy dit doen,
oggend vir oggend staan hy op by die bed uit, hy trek hom aan, hy gaan sit in sy studeerkamer, vat sy Bybel, pen en papier en begin lees wat God vir hom het om te sê. Hy sien 3 maande daarna, toe daar 'n totale atmosfeerverandering in sy huishouding. Want hy as die hoof van die huis het die voorbeeld begin stel. Want hy het besef die bloed is belangriker as enigiets anders. Die bloed gaan my kinders help. Die bloed gaan my huwelik regmaak. Die bloed gaan my verhoudings herstel. Daar was 'n verandering in sy gedrag by sy werk. Sy vrou het hom gesê, ek ken jou nie meer nie. Jy's heeltemal anders. Hy sê, ek het weer die bloed gevind. Ek het weer by Jesus uitgekom. Ek het weer besef hoekom hy aan die kruis vir my gesterf het en dat sy woord daar is om my sterk te maak sodat ek dag vir dag kan wandel op die paadjie wat die bloed vir my aangedui het en ek veilig kan wees van die verderwer. Man en vrou, bid julle nog vir mekaar. Bid julle vir julle kinders. Is julle 'n voorbeeld in julle huishouding? Wanneer 'n mens in julle huis instap, wat tel hulle op in jou huis? Want 'n kind van God, jy het 'n gees binnekant in jou, en daai gees sê vir jou, wat gaan in jou huis in? En elke persoon wat by jou deur inkom, of elke persoon wat jou in aanraking kom, gaan optel, is dit lig binne in jou, of vir die duisternis jou oorgeneem? Ons moet besef dat die bloed was nie net gestort vir niks nie. En die krag van die bloed wat op daai kruis was, en hy het gesê, Here, vergeef hulle weet nie wat hulle doen nie. Hoe groot is daai genade? Wanneer laas het jy gesê, Here, die persoon wat my nou te nagekom het, vergeef hulle, Here? Sê ons dit nie, ons fight. Ons beklei, ons wil terugkap. Ons wil argumenteer, ons wil nog moeilikhede gaan uittrek, al die goed wat hulle verkeerd gedoen het. In plaas om te sê, vergewe, spreek vry, maak reg. Op die kruis was Jesus se woorde in Johannes 19 vers 30. En toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring. En hy het sy hoof gebuig en die gees gegee. Sodat ek en jy vandag kan skep. Sodat ek en jy vandag die bloed kan aansmeer. Sodat ek en jy skoon gewas kan raak in die bloed. Sodat ek en jy vandag die liggaam kan eet en kan deel wees daarvan. Hy het gesê, dit is voorbring. Hebreërs 4 vers 14 tot 16 sê vir my die volgende. Terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het wat die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou. Vers 15 sê, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde. Broers en susters, moet nooit dink as jy deur trauma gaan, die Here verstaan dit nie. Hy verstaan dit. Want niks wat jy deur gaan, sal so erg wees wat hy deur gegaan het, vir jou nie. Baie keer dink ons dit is, die Here hoor my nie, hy praat nie met my, en ek het daai dag vir iemand gesê, daar was 6 maande tyd in my lewe, wat ek gedink het, die Here hoor my nie, hy praat my nie, hy weet nie van my, hy het vergeet van my. Maar uiteindelik net rustig gesit en wag, dat ek my wil moet buig onder sy wil. Dis al. Hy was nooit weg van my af nie. Hy het my nooit gelos nie, hy het my die hele tyd vasgehou. En die oomblik toe ek sê, ja Here, ek buig my wil, toe ervaar ek sy arms om my en hy druk my vas. Ek het dit weer ervaar, maar ek het gedink hy het my gelos, maar hy het nie. Hy sal nie, hy wil nie, hy kan nie. Hy gaan nie. En weet vandag, broer en suster, as jy sê, maar ek het so ver weggedwaal van die Here af, dis nooit ver genoeg dat hy jou nie kan vind nie. Dis nooit ver genoeg dat hy jou nie gaan soek nie. Dis nooit ver genoeg dat sy bloed jou nie kan vind nie. Daar's nie 'n siekte onder hierdie son wat God jou nie meer kan help nie. Daar's nie 'n situasie nie, daar's nie omstandighede nie, maar is jou wil onder sy wil, sodat die bloed jou kan bewaar van die bederwer, want dis al wanneer dit sal gebeur. Ons moet buig onder die wil van die Here. Vers 16, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan,
sodat ons barmhartigheid kan gekry en genade vind, om op die regte tyd gehelp te word. God se tyd en my tyd is nie dieselfde nie. Daar was dat ek het geleer in hierdie laaste paar tye, dat wanneer ek vir iets bid, en die Here gee dit nie dadelik nie, dan weet ek is nie God se tyd nie, maar gaan nie ophou bid daarvoor nie. Ek gaan vra totdat hy sê, okay, nou is daar sekere plekke in lyn, nou kan ek dit vir jou deurgee. Ek het vir 8 jaar met die Here beklei, omdat ek in 'n huis vir Alzheimer pasiënte moes gewerk het, want ek wou nie daar gewees het nie, ek wou in die bediening wees, maar vandag weet ek, dit was die tye van my lewe wat ek die meeste voorbereiding gekry het, om vandag by U te kan staan. God se tyd was nie my tyd nie. Ek wil al bedank tussen die Here vir my, jy bly daar, totdat ek vir jou sê, jy moet gaan. Op die regte tyd. Broers en susters, die bloed is nie net daar vir wanneer ek verkeerd gedoen het nie. Die bloed is daar, sodat ek elke oggend kan opstaan en sê, I'm greatly blessed, I'm highly favored. Imperfect but forgiven child of God. Ek gaan vra die musikante my kom help. Ons gaan hierdie diens vanoggend in oorwinning afsluit. Ons het vanoggend gehoor, hy is my provider, die bloedbewaarers van die verderwer, en nou gaan ons as 'n gemeente sê, Here, ons sê dankie vir die bloed, ons sê dankie vir die brood, want dit maak my greatly blessed and highly favored. Kan ek 'n amen kry van julle af? Ons gaan in oorwinning huis toe, en wanneer jy uitstap, sê jy vir almal, you know what, I'm greatly blessed, I'm highly favored, I'm walking in the authority of Jesus Christ, my Savior, whose blood is more than enough for me. Kom ons staan op en sing ons almal saam. Ons gaan lekker hande klap en ons gaan sing. Jy gaan in oorwinning nie uit volgend. Onthou net asseblief die doopkandidate na die tyd vir my hier voor asseblief. Kom ons sing greatly blessed, highly favored, dan draai jy sommer in die ou langs jou en sê I'm greatly blessed. I'm highly favored. Jy mag bietjie breek met die Here volgend. Blessed, highly favored and imperfect, but forgiven. Kom ons klap lekker hande. Highly favored. Sit op my so bietjie harder. Imperfect but forgiven child of God. Say it for yourself. Greatly blessed, highly favored, imperfect but forgiven child of God. Oh, I'm greatly blessed. Greatly blessed, highly favored, imperfect but forgiven child of God. Greatly blessed, Daai bietjie Johanne. highly favored, imperfect but forgiven child of God. Dis wie jy is. Standing upright on God's good earth, I'm counting my blessings, great things He has done, fighting the good fight with the blessed assurance that the battle is already won. Greatly blessed, hallelujah, With us and highly favored, highly favored, imperfect but forgiven child of God. Greatly blessed, and highly favored, highly favored, imperfect but forgiven child of God. Sing it, broer en suster. Greatly blessed, let me hear you, highly Glo dit. highly favored, imperfect but forgiven child of God. Greatly blessed, and highly favored, highly favored, imperfect, imperfect but forgiven child of God. I'm a child of God. I'm a child of God. Ons gaan nou sing haleluja, haleluja. Draai gaan na jou broer en susters sê.
sing hom. highly favored, imperfect, but forgiven child of God. I'm greatly blessed. Greatly blessed, highly favored, imperfect, but forgiven child of God. Greatly blessed, highly favored, imperfect, but forgiven child of God. You're greatly blessed, highly favored, imperfect, but forgiven child of God. I'm a child of God. I'm a child of God. Halleluja, halleluja. Kom ons gee hom 'n lofoffer. Ons is kinders van die lewende God, sy bloed bewaar ons van die verderwer. Ons kan jubel en juig daaroor, want dit sal elke dag so wees. Elke dag, elke minuut van die dag. Broers en susters, ons gaan vir Jeff vra vir ons af te sluit met gebed. Doopkandidate, kry my daarvoor asseblief. Ek nooi jou vir koffie en tee. Volgende week het ons doopdiens, die week daarna groot familiediens, moenie uitmis nie. Die Here seën julle. Dankie. Vader, wat 'n voorreg om U naam te kon groot maak. Dankie Here dat ons kan sê we are greatly blessed, highly favored, imperfect, but forgiven. I am a child of God. Dankie Here omdat daar eenmal 'n tyd in ons lewe was wat ons U aangeneem het as ons persoonlike saligmaker. En daarom kan ons staat maak op U grootheid en op U krag. Ons kan op U roep en U hoor ons aan. Dankie dat U nie ver van ons is nie. Dankie dat U ons favor. Dankie Here omdat ons die oogappel is van U. En nou is my gebed, Here Jesus, wees met ons deur hierdie week. Hou U hand oor ons, beskerm ons, bewaar ons en dat die bloed altyd deur aan ons deurkosyne is. In Jesus grote naam. Amen. Amen.